Goeiedag. Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie opname vandag te kan maak oor so 'n belangrike onderwerp. Watter Bybel moet ons lees? Maar voor ons begin, kom ons nader net eers tot God. Driemaal heilige God en hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie opname vandag te kan maak. En dis die gebed van my hart dat ons U en U naam alleen daardeur sal verheerlik. Koning Jesus, wil U vanmôre vir my die pad uitvat en wil U self spreek. Dit gaan alles net oor U en om U koninkryk uit te bou. Wil U vandag vir ons self leer wat U woord rondom hierdie onderwerp vir ons wil sê. Dit vra ons in die magtige naam van Jesus Christus. Amen en amen. Liewe kyker, soos ek reeds gesê het, die onderwerp van hierdie lering, watter Bybel moet ons lees, en onmiddellik wil ek vir jou die volgende sê. Daar kan soveel meer oor hierdie onderwerp gesê word, veral as ons gaan kyk na die geskiedenis en gaan indelf in die geskiedenis, dan kan ons mekaar seker 'n dag lank besig hou. Daarom wil ek vir jou sê, onomwonde, daar kan baie meer rondom hierdie onderwerp gesê word, maar ek beperk dit tot dit wat ons hier op die skerm gaan sien vandag. En onmiddellik wil ek vir jou die volgende sê, dat ons in hierdie lering gaan kyk na 'n paar inleidende gedagtes. Tweedens gaan ons kyk, wat leer die Bybel ons? Derdens, hoekom verskil die vertalings dan? Vierdens, gaan ons bietjie kyk na die vergelykings tussen die 33-53, sowel as die 83, as ook die 2016 Bybels. En laastens gaan ons net volledigheidshalwe na die New King James weergawe kyk, as ook ander verskillende Bybels. Ek wil graag my eerste inleidende gedagte as volg vir jou gee. Dat die Bybel leer ons dat daar in die laaste dae baie moeilike tye sal kom. En wie van ons ervaar dit nie op hierdie stadium nie? En ek praat nie eens van die ekonomie nie. Dat die ekonomie knyp, dis 'n realiteit. Dat dit chaos is in hierdie ou landjie van ons, dit is ook so. En as jy dalk wil weet wanneer hierdie opname gedoen is, dis onmiddellik net na die debakel rondom die afdanking van die minister van Finansies en hoe dit gehanteer is in die media en deur die president en die smeer, ek wil nie daarop ingaan nie. Dis ook hierdie opname gedoen net na die algemene synode van die NG Kerk oor die gay debakel. En dan besef ons, dit is regtig moeilike tye. Dis eintlik chaos in hierdie ou landjie van ons. Maar dis nie waaroor ek met jou wil praat nie. Daardie moeilike tye, spreek die woord van God self, sal kom, en ons is verseker in daardie tye alreeds. En dat ons in die laaste dae leef, dis 'n realiteit. Inteendeel, ek wil vir jou sê, dat ons leef in die laaste van die laaste dae. En een van daardie moeilike tye, as ek dit so in aanhalings mag uitdruk, is Satan se manier van doen. Dat hy lustig is verseker. Dat hy nie 'n leier op sy kop het nie, is 'n versekerde waarheid. En dat hy aktief besig is, omdat hy besef, sy tyd is min, gaan hy uit sy pad uit, om die mensdom aan te val. En hy kry dit baie goed reg, om op 'n baie subtiele wyse, die mensdom te mislei. En een van daardie misleidings, wat hy baie suksesvol toepas, is, skryf net 'n nuwe, verdraaide, korrupte Bybel. Dis hoe hy die mensdom mislei. Want 2 Korintiërs 11:14 sê tot vir ons duidelik, hy sal hom verander as 'n engel van die lig. Hy mag dit dalk aan jou voorhou, as synde die waarheid, daardie verdraaide Bybel. Maar as jy gaan diep delf en ondersoek instel, na watter Bybel ons moet lees, dan besef jy, dat die Satan jou mislei het. Kom ons gaan kyk na die eerste teksvers, Efesiërs 6, vers 17. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Hier sien ons dat die woord van God is die swaard
van die Gees. Ons ken almal die wapenrusting, en hier spesifiek word daar verwys na die swaard, en as daar die swaard reguit gesny word, dan sal dit die waarheid verteenwoordig. Die teendeel is natuurlik ook waar. En dan as ons gaan kyk na die volgende teksvers, Hebreërs 4:12 sê vir ons, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Liewe mens, waaroor gaan hierdie teksvers? Die woord sê net, as daardie swaard reguit gesny word, dan leef dit, daar is krag daarin, en dit is skerp. Let wel, daardie woord leef, die woord van God leef. En as dit reguit gesny word, dan sal dit skeiding maak tussen die mens se siel en sy gees. Die ander kant van die muntstuk is natuurlik ook waar, soos ek reeds gesê het. As die woord nie reguit gesny kan word nie, of nie reguit gesny word deur bedienaars nie, dan kan daar mos net nooit skeiding gemaak word tussen gees en siel nie. En nou spreek dit mos vir sigself. As die vrug vrot is, dan gaan as die boom vrot is, gaan die vrug ook mos vrot wees. Dieselfde beginsel. As die bron verkeerd is, dan gaan die resultaat ook mos verkeerd wees. Hoe kan iemand die woord reguit sny as die bron verkeerd is? Want die resultaat gaan verkeerd wees. En die eindresultaat daarvan is, jy word maar net 'n vals profeet. Daarom is dit so belangrik, dat ons die woord se basis moet ondersoek, en seker maak, dat die bronteks, van waaraf dit kom, oorspronklik en reg is. Wil jy jou regtig skuldig maak, aan daardie oortreding deur 'n vals profeet te wees? Jy sien, liewe mens, die woord van God, is standvastig, dis onveranderlik, soos wat dit aanvanklik deur God aan die oorspronklike skrywers gegee was. En dit sê vir my, dat daardie woord soos dit aanvanklik gegee was 100% foutloos en 'n ware dokument, soos dit aanvanklik gegee was. Wat daarna gebeur het, is natuurlik 'n ander saak. Maar soos dit aanvanklik deur God gegee was aan die oorspronklike skrywers, was dit 100% foutloos en 'n ware dokument, soos dit te boek gestel was. Maar vir een of ander rede, het die mense in hierdie gemaksone gekom, om maar enigiets te skryf wat hulle wil skryf. Bloot net om by die mense standaard aan te pas, in plaas van om te hou by God se standaard. En in die proses, al wat Satan doen, nou onthou net, dink net 'n bietjie vir jouself. Hoe maklik is dit vir Satan om die mens te mislei, deur bloot net 'n verdraaide Bybel te gaan skryf, 'n korrupte Bybel daar te stel. En so baie mense aanvaar dit maar asof dit reg is. Dit moet maar so wees, veral as dit geadverteer word, as dit uitgegee word as synde 'n Bybel vir die jeug, of 'n leierskapbybel, of 'n Bybel vir die huisvrou, of die Bybellenium, of geloof en aksie Bybel, of die boodskap, of die lewende vertaling, of 'n kinderbybel, wat ook al die geval mag wees. En in die proses word die mensdom so maklik mislei. En weet julle hoekom? Omdat ons self nie weet wat in die woord van God staan nie. Kyk wat staan daar in Matteus 22:29. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Jy sien, liewe mens, as ek en jy weet wat in die woord van God staan, as ons daardie nodige kennis reeds het, dan sal ons nie dwaal oor die skrif nie, en twees, ons sal God se krag ervaar, deur sy skrif, deur die werking van die Heilige Gees. Maar juis, omdat ons dwaal oor die skrif, weet ons nie, en omdat ons nie weet nie,
ervaar ons die God se krag deur die woord nie, bloot omdat ons dit nie reguit kan sny nie. Wil jy jou regtig daaraan skuldig maak, liewe mens? Kom ons gaan aan na die tweede gedeelte toe. Wat leer die Bybel ons? 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Die hele skrif, van Genesis 1 tot Openbaring 22, is die hele skrif. Dit is die woord van God. Dit staan vas, dit is onveranderlik en ons kan daarop reken. Ons het nie nodig om daaroor te wonder nie, dit is die waarheid, soos wat dit aanvanklik vir ons gegee was. En onmiddellik wil ek vir jou die volgende sê. Ja, ons moet onderskei tussen taalfoute en veranderinge. En ons sal net toe daarby kom. Maar hierdie hele skrif is deur God ingegee. En soos wat hy dit ingegee het aan die oorspronklike skrywers, was hulle onder die beleg van die Heilige Gees. Want dit is deur die kragtadige genade en sy invluistering, God se invluistering deur die Heilige Gees, wat die skrywers dit 'n boek gestel het. Daarom wil ek ook onmiddellik vir jou sê, God het hierdie manne en vroue wat geskryf het, self persoonlik voorberei, baie spesiaal voorberei, om dit te gaan skryf, wat hulle moes skryf, soos wat hy dit aanvanklik bewil het en gewerk het deur die Heilige Gees in elke oorspronklike skrywer. Kom ons gaan aan na die volgende teksvers toe, en hier staan dit byvoorbeeld nou in elk geval, die hele skrif is die woord van God. Inderdaad, nou is die vraag, is alle Bybels die woord van God? En onmiddellik wil ek vir jou sê, nee. Nou kom die volgende vraag, daar op die skerm. Hoekom verskil die Bybelvertalings dan so drasties? As ons maar net kyk na die Afrikaanse Bybels, hoe dit verskil en hoeveel verskillende Bybels daar is. Liewe mens, daar is meer as 300 verskillende Engelse Bybels. Dan praat ek nie eers van die Afrikaanse Bybels nie. Dan is die vraag, hoekom verskil hulle so dramaties? Jy sien, as ons lees wat staan daar in Lukas 24:45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Wat gebeur hier? Dis na Jesus se kruisiging, maar voor sy hemelvaart, verskyn hy aan sy disippels, aan die 11 disippels. En hy sê vir hulle, dat hy sal hulle verstand open, sodat hulle die skrif kan verstaan. Sy woord kan verstaan. Hoekom? Wel, is baie eenvoudig. Hieruit is af te lei, dat die oomblik toe hy hulle verstand open, was dit niks anders as 'n kragtadige inwerking van die Heilige Gees, wat vir hulle daardie skrifte begin openbaar het. Daarom kan ons aflei, dat dit deur die Heilige Gees se toedoen is, dat hulle die skrifte kon begin verstaan het. En daarom sal ek en jy ook tot vandag toe, deur die kragtadige werking van die Heilige Gees, die woord van God verstaan. Die waarheid daaromtrent. Ons kan die waarheid verstaan, want die woord is tog duidelik, Johannes is baie duidelik. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Sy woord, die woord van God, is inderdaad waarheid. Kyk wat staan daar in 2 Petrus 1 vers 20 tot 21. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Jy sien, liewe mens, dit is so baie duidelik, wat meer moet ek daaromtrent sê? Niks wat aanvanklik deur God aan die oorspronklike skrywers gegee was deur 'n mens se toedoen nie, maar deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het dit in hulle harte bewerk om dit op papier te stel, op skrif te stel, as ek dit so kan uitdruk. En daarom, omdat die Gees van God gelyktydig deur almal op dieselfde tyd werk, moet ons verstaan, of kan ons verstaan, hoekom daar 'n eenheid in die Bybel is.
hoekom daar 'n eendersheid, as ek dit so kan uitdruk, in die Bybel is. Daar is 'n teologiese opeenvolging van gebeure. Daar's 'n eenheid in die Bybel. Juis omdat dit dieselfde Gees van God is, wat in daardie tyd, gelyktydig, onder daardie skrywers, gewerk het en bewerk het, sodat hulle die waarheid op skrif kon stel. Inteendeel, Eksodus 19:19, hoe duidelik wil ons dit hê? Toe die geluid van die bassein sterker en sterker word, het Moses gespreek en God het hom telkens hardop geantwoord. Jy sien, hier het God nog direk met die volk van Israel gepraat. Hier het hy direk met Moses gespreek. Daardie frekwensie van die woord van die Here, in Jeremia, die boek van Jeremia, kom dit 53 keer voor. Die frekwensie van die woord van die Here kom 59 keer in die boek van Jesegiel voor. Hy het direk met hulle gepraat. Soos wat die Gees van God vandag direk met jou en met my praat. Johannes 17:17 sê vir ons, heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Ek het reeds die opmerking gemaak, maar kom ek brei net daaruit. Jy sien, liewe mens, die woord van God is die waarheid. Daarom sal die Gees van God ons ook in die waarheid lei. Hoekom? Want hy self is die waarheid. Want die Gees van God is ook God. Kom ons gaan kyk na die volgende insetsels. Hierdie volgende 4 teksverse handel oor dat ons koning het nog nooit verander nie en sy woord het ook nog nooit verander nie. Wat gee vir jou en my die reg om dan te wil gaan verander aan die woord van God? Hebreërs 13:8 sê vir ons, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Malagi 3:6, want ek die Here het nie verander nie en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Daar sien ons baie duidelik dat ons koning het nog nooit verander nie. Psalm 119:89, vir ewig o Here staan die woord vas in die hemel en dit loop hand aan hand met die volgende teksvers Jesaja 40:8. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Hier sien ons baie duidelik. Ons koning het nog nooit verander nie. Sy woord het nog nooit verander nie. Hoekom wil jy en ek die woord van God verander? Hoekom wil ons daarin iets inlees wat nie daar staan nie? As 2 Korintiërs 1:13 dan vir ons sê, ons skryf in julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. Hoekom wil ons iets anders daarin lees wat nie daar is nie? Inteendeel, daar is die teksverse op die skerm. Want ons skryf aan julle ook niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Tot die einde toe. Hier skryf Paulus vir ons, en dit is my verstaan van die woord van God, dat tot die einde toe, tot aan die einde van hierdie kerkdispensasie, wat sal tot die einde kom met Jesus se wederkoms, skryf Paulus vir ons, moet ek en jy die woord lees net soos wat dit daar staan. Liewe mens, as jy van my kon vertel, maar dis 'n fundamentalistiese siening, dan is dit so. Ja, ons lees die skrif in konteks, maar ons interpreteer die Bybel nie. Daar is die skrif mos nou baie duidelik. Nou kyk ons net na die volgende baie belangrike vraag, soos dit nou op die skerm verskyn. Hoekom wil ons die woord van God verander, as God nog nooit verander het nie, en so ook nie sy woord, soos wat hy dit aan die menslike skrywers oorgegee het? Maar nog meer, hoekom wil ons aan die waarheid verander, en daardeur by implikasie poog om God te wil verander? Want hy self is ook die waarheid, sê Johannes 14:6. Ek het daardie vraag spesifiek op die skerm gesit, sodat ons daaruit dit kan lees en sien en visualiseer. Hoekom wil ons aan God verander? Omdat ons iets anders wil inlees. En daar is die vermaning baie duidelik, soos opgeteken staan in Deuteronomium 4 vers 1 en 2. Luister dan nou Israel, na die insettinge en die verordeninge, wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land, wat die Here, die God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit mag neem. Julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.
Hier kom die Here en hy praat direk met die volk van Israel. En hy sê vir hulle, julle mag niks wegneem nie, julle mag niks byvoeg nie. Hoekom? Juist sodat hulle daardie gebooie, daardie insettinge, daardie verordeninge, wat die Here aan hulle oorgedra het, nougeset, kon handhaaf en toepas. En daar's 'n rede daarvoor. Want as hulle sou afwyk daarvan, dan sal hulle bloot dit ongehoorsaam wees aan die woord van God. En dan kan hulle dit nie onderhou nie. En dan sal hulle ook nie die land in besit neem wat hy aan hulle beloof het nie. Dit spreek tog vir sigself. Daar's 'n baie direkte vermaaning, 'n baie direkte opdrag. Daar's 'n opdrag dat jy en ek ook die woord moet onderhou, soos dit opgeteken staan in sy onfeilbare woord. Die vraag is nou net, watter Bybel is die onfeilbare woord? Want ek praat nie van hierdie verdraaide, korrupte Bybels, waarvan daar so baie is nie. As ons kyk na die volgende teksvers, elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leienaar geopenbaar word nie. Sê Spreuke 30 vers 5 tot 6. Sien jy baie duidelik die opdrag hierso, liewe mens? Voeg by sy woorde niks by nie. Hoekom nie? Sodat hy nie van jou rekenskap gaan eis nie. Jy sien, liewe mens, as ek en jy iets probeer inlees wat nie daar is nie, sal ek en jy tot verantwoording geroep word. En in die proses bloot net as 'n leienaar geopenbaar word, geïdentifiseer word. Wil jy regtig daardie kans waag? Wil jy regtig daardie kans waag om in die hande van die lewende God te val? Sê Hebreërs 10:31. Wil jy regtig daardie kans waag, liewe mens, sodat hy van jou rekenskap kan eis? Want jy sien, die woord gelouter beteken niks anders as geestelik suiwer, rein. Hoekom wil ons aan iets gaan verander wat reeds geestelik suiwer is, wat rein is? Want rein is niks anders as om heilig te wees nie. Waarom wil ons aan sy woord gaan verander? Openbaring 22:19 loop hand aan hand met die vorige teksvers. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Wil jy daardie kans waag, liewe mens? Wil jy regtig daardie kans waag om, of laat ons koning jou naam uit die boek van die lewe wegneem? Want die dag as dit gebeur, is jy op pad hel toe? Is jy reguit op pad hel toe? Wil jy regtig daardie kans waag? En dan sien ons baie duidelik daaronder die insetsel, daardie woordjie iets wat dit beteken, 'n bietjie enigstens, in die minste, geen jota of titel van die oorspronklike teks, bronteks, mag verander word, sodat ons koning dit aan die oorspronklike skrywers deur die kragtadige werking van die Heilige Gees aan hulle gegee het nie. Maar vir een of ander rede het die mens dit begin goed dink, om af te dwaal van daardie groot waarheid, en maar net te gaan skryf wat hulle wil skryf, juist sodat dit die mense oor kan begin flatter, soos die Engelsman sê, net te streel. Jy sien, liewe mens, ek en jy staan voor 'n keuse. Wil jy en ek die waarheid nastreef? Of is dit maar goed om saam met die stroom te gaan, met die meerderheid van die mensdom? Want ons is so in ons gemaaksone. Dit is so gerieflik om net iets te lees wat maklik leesbaar is, in plaas van om te hou by God se instruksies, God se verordeninge en gebooie, soos wat hy as allerhoogste vir jou en vir my gegee het in der tyd, en soos dit vandag nog geld deur die woord van God. Nou as jy onmiddellik vir my sê, maar Pieter, weet jy wat, ek het nie die Bybel vertaal nie. Regtig? Ek weet jy het nie. 99,9% van die mense in Suid-Afrika het nie die Bybel vertaal nie. Maar lees saam met my die volgende teksvers, soos opgeteken staan in Romeine 1 vers 32. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Waaroor gaan hierdie gedeelte? Die kopskrif van hierdie hoofstuk is verdorwenheid van die heidene. Verdorwenheid van die heidene. Dis waaroor dit gaan.
Die heidene was net nie getrou aan die woord van God nie. Hulle het die Here bloot net misken. Hulle het nie gewandel in sy weë nie. En as ons daar in vers 28 begin lees, dan sien ons, daar word gepraat van hebsug en moord en laster en jaloesie en al daardie lelike dinge, daardie slegte dinge. En dan lees ons in vers 30, waar hulle bloot oorgegee het aan 'n slegte gesindheid, omdat hulle hom nie geken het in die waarheid nie. Jy sien, liewe mens, dan lees ons ook spesifiek in vers 30, uitvinders van slegte dinge is deel van hierdie verdorwenheid. Ek is van oortuiging dat mense wat die Bybel herskryf en daardeur verdraai, is bloot uitvinders van slegte dinge. En al wat gaan gebeur, hy gee hulle oor aan 'n slegte gesindheid. Maar dan's daar meer. Kyk wat staan daar so. Hulle verdien die dood. Daardie uitvinders van slegte dinge. Maar nog meer. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Liewe mense, as jy jou goedkeuring skenk deur bloot 'n vervalse, korrupte Bybel te lees, dan verdien jy ook die dood. Wil jy regtig daardie kans waag, liewe mens? Jy moet maar daardie vraag vir jouself antwoord en dit met ons koning gaan uitklaar. Kom ons gaan na die volgende gedeelte toe. Hoekom verskil die vertalings dan? En ek het reeds die opmerking gemaak, soos wat dit aanvanklik deur God aan die oorspronklike skrywers gegee was. Dit is hy wat dit aan hulle gegee het deur die kragtadige werking van die Heilige Gees. En daardie werking van die Heilige Gees het teweeggebring dat die oorspronklike skrywers dit te boek gestel het. Nou weet ons dat die Ou Testament waar die Here nog direk met die volk van Israel gepraat het, was aanvanklik in Hebreëus en gedeeltelik Aramees. Dis die taal wat hulle gepraat het. Dis ook daardie taal wat gebruik was om dit te boek te stel. En dan sien ons in die volgende insetsel. Die Ou Testament, daardie gebeure het omtrent plaasgevind omtrent 1800 jaar tot 400 jaar voor Christus se geboorte. Uitgesluit natuurlik die gebeure soos dit opgeteken staan in Genesis 1 tot en met 11. Dit is wanneer die grootste gedeelte plaasgevind het. Maar nou weet ons ook die volgende. Jesus het Aramees gepraat en die geskrifte van die Nuwe Testament was in Grieks gewees. Maar nou weet ons ook die volgende. Na Jesus se afsterwe was daar 'n tydperk van ongeveer 80 jaar wat daar nie Bybels was nie, waar daar nie geskrifte was nie, en was die woord bloot net opgeteken, en die woord van God net bloot, is dit net oorgedra, by wyse van mond, woord tot woord. Daar staan dit baie duidelik op die skerm. Vir ongeveer 80 jaar is dit bloot net oorvertel, na sy hemelvaart. Maar dan sien ons, ongeveer 312 jaar na Christus se geboorte, het daar 'n man gekom in die naam van Lucian. En hy het hierdie Lucianic Byzantine gaan skryf, en daardie oorspronklike teks, daardie bronteks, was geldend gewees vir 'n tydperk van ongeveer 1500 jaar daarna. Met ander woorde, tot in die jaar 1800 na Christus. Dis sommer nou die dag. Was daardie gereken as die mees betroubare oorspronklike teks. En voortvloeiend uit daardie bronteks het daar ook gekom die Textus Receptus. Dit is die oorspronklike teks. En ons gaan net meer daarna kyk. Maar dit was die bronteks van die Textus Receptus. En dan sien ons maar in 1881 het daar twee manne gekom in die naam van Westcott en Hort, en hulle het die Nestle Aland korrupte, gewysigde teks, verdraaide teks gaan skryf. En dit was gebaseer hierdie nuwe Griekse Nuwe Testament tekste. Dit was nie die ou Grieks nie, maar die nuwe Griekse Nuwe Testamentiese tekste wat saamgestel was uit die Latynse Vulgaat
die Textus Vaticanus en die Stuttgart Vulgaat. Nou liewe mens, as jy hoor die woord wat ek gebruik, die Textus Vaticanus, die Vaticaan, Rome, die hoof daarso van die Vaticaan, is die paus. Dit sê ons nou klaar vir jou. Dis 'n verdraaide, dis 'n Romeinse Bybel, as dit die bronteks was, die basis daarvan was. En al hierdie goed, hierdie laaste gedeelte waarvan ek gepraat het, die Nestle land, is gebaseer op 'n persoon se bronteks met die naam van Arius. Hy is iemand wat geglo het dat Jesus Christus is nie die seun van God nie, maar dat hy bloot net 'n mens was, 'n gewone mens was. Hy het bloot die godheid van ons koning misken. Dit staan bekend as Arianisme. En hierdie tekste, hierdie brontekste, die Nestle Alante, is gebaseer op daardie valse teks, bronteks of oorspronklike teks, as ek dit dan so kan uitdruk. Kom ons gaan kyk nou na hierdie Textus Receptus, die oorspronklike teks, die ware teks, soos wat aanvanklik oorgegee was. The Textus Receptus is the text that has been used for over 2,000 years by Christians. This is also the text that agrees with more than 95% of the Bible manuscripts in Common Greek. It is known by other names, such as the traditional text, majority text, Byzantine text en Syrian text. En dan sien ons daar by die volgende insetsel, as ek praat van die TR, die Textus Receptus. The TR is based on the vast majority, 95% of the 5,300 Greek manuscripts in existence. That is why it is also called the majority text. The TR is not mutilated, is nie vermeng with deletions, met ander woorde weglatings, additions, byvoegings, and amendments, wysigings, as in the minority text. The TR strongly upholds the fundamental doctrines of a Christian faith, the creation account in Genesis, the divinity of Jesus Christ, the virgin birth, the Saviour's miracles, His bodily resurrection, His literal return, and the cleansing power of His blood. Nou kom ons gaan kyk na hierdie volgende insetsel, dit is so belangrik. Bybels wat gevolg het vanuit die ou Griekse teks, let wel, aan die een kant is die ou Griekse tekste en dan die nuwe Griekse tekste waarop die Textus Vaticanus gebaseer is. Die ou Griekse tekste is gebaseer op die Textus Receptus, gebaseer op die Erasmus tekste, die Textus Receptus en die Byzantynse manuskrip. Nou kom ons gaan kyk net daar, die Engelse King James Bible van 1611 en ons eie 3353 vertaling. Dit is die twee Bybels wat nog steeds geldend is, gebaseer op die oorspronklike, nie korrupte, let wel, nie korrupte, nie verdraaide, oorspronklike tekste. Ja, ek gee toe, dat daar mag taalfoute wees, maar daar is nie veranderinge of weglatings of byvoegings nie. En onmiddellik moet ek vir jou die volgende sê, tot en met omtrent die 15de eeu, toe het die drukpers eers vorendag gekom. Tot dan toe was die Bybels per hand oorgeskryf. Dan is dit moontlik dat daar sekere taalfoute kon ingeslyp het en dies meer. Maar ten minste op die oorspronklike tekste was daar nie doelbewuste weglatings of byvoegings of veranderinge gewees nie. Dis hoekom hierdie die Textus Receptus gereken word as die oorspronklike bronteks, as die ware korrekte teks. Nou is daar so baie mense wat vir my sê, maar Pieter, die Bybel was geskryf vir daardie tyd. Daarom moet ons die Bybel in 'n historiese konteks vandag lees. Ons moet gaan kyk na elke persoonlike skrywer se persoonlikheid en hoe hy dit oorgedra het. Ons moet na sy persoonlikheid gaan kyk en sy woord gebruik. Ja, ek aanvaar, daar sal sekerlik verskillende woorde gebruik word. Maar ek kan nie met hierdie siening saamstem nie, omdat dieselfde Gees van God gelyktydig in almal gewerk het toe hulle hierdie oorspronklike tekste geskryf het. Daarom is daar 'n eenheid in die Bybel. Daarom is daar 'n evangeliese, teologiese kontinuïteit
in die woord van God. En daarom leef dit en kan ons verstaan dat dit die waarheid is. Want Jesus self, Jesus Christus is die waarheid, sê Johannes 14:6. Kom ons gaan kyk na die Codex Vaticanus. Dis nou die ander kant van die muntstuk. The Codex Vaticanus is considered to be the most authoritative of a minority text, although it is responsible for over 36,000 changes that appear in the new versions. This manuscript, like its corrupt Egyptian partner, Codex Sinaiticus, is also riddled with omissions, insertions and amendments. Met ander woorde is net, daar is soveel weglatings, byvoegings en veranderinge. The Textus Vaticanus leaves out words or whole clauses no less than 1,491 times. It bears traces of careless transcriptions on every page. There is no prominent biblical manuscript in which there occur such gross cases of misspelling, faulty grammar, and omissions as in the Textus Vaticanus. Nou kom ons kyk net na hierdie twee verskille. Die Bybels wat gevolg het vanuit die Nuwe Griekse, hierdie verdraaide, hierdie korrupte Nuwe Testament. Die New King James Version, the Living Bible, die Jehovah Witness Bible of the New World Translation, the Amplified Bible, the New Living Translation, the Good News Bible, the New English Bible, die Nuwe Lewende Vertaling, die 83 vertaling, die boodskap, die leierskap Bybel, en so kan ek aangaan. Hoeveel verskillende Bybels is daar nog? Almal gebaseer op hierdie korrupte, hierdie verdraaide bronteks, die Codex of die Textus Vaticanus. Kom ons gaan kyk 'n bietjie net na hierdie twee as ons dit vergelyk, die Textus Receptus versus die Textus Vaticanus. 620 woorde wat deur Jesus self gespreek was, is net bloot weggelaat. Die naam van God is 48 keer weggelaat. Die naam Here is 39 keer weggelaat. Die naam Christus is 52 keer weggelaat. Die naam Jesus is 87 keer weggelaat. 900 plus versgedeeltes is gedeeltelik weggelaat. 17 verse is in geheel weggelaat. Meer as 8000 verse is verander tot 'n nikszeggende betekenis. Kyk mooi wat daar staan, liewe mens. Meer as 8000 verse. Nou in my Bybel is daar 32.102 verse. Met ander woorde, 'n kwart van die woord van God is bloot so verander dat dit tot geen betekenis het nie. My oh my. Dan kan ons verstaan dat die Antichrist is alreeds besig met sy een wêreld godsdienstsysteem. Hy wil hê ons moet een wêreld godsdienstsysteem tot stand bring, sodat ons maar net mislei kan word van die waarheid. Jy sien, as Jesus nie God is nie, dan is daar 'n paar goed wat uitkristalliseer. Een is, die maagdelike geboorte is net 'n leuen. Want dit is gebaseer op Arianisme. Onthou net, Ariërs het geglo dat Jesus Christus is nie die seun van God nie. En dat hy nie God is nie, maar bloot net 'n mens, 'n gewone mens. Dan sien ons op die skerm, het Jesus nie uit die dood opgestaan nie. Gaan ons almal hel toe vir ons sondes? Is daar nie 'n hemel nie? Is die hele Bybel 'n leuen? Daarenteen leer die Bybel ons baie duidelik. Ek en die Vader is een, sê Johannes 10 vers 30. Hier praat Jesus, hy sê ek, Jesus en die Vader is een. In Efesiërs 3 vers 9 sê hy vir ons, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verberge was, in God wat alles geskaap het, deur Jesus Christus. Hierdie teksvers sê net vir my die volgende, dat Jesus en God as 'n eenheid, het alles geformeer, tot vandag toe, doen hulle dit so. Wat 'n gedeelte daarvan verstaan ons, en Jesus was van voor die grondlegging van die aarde, alreeds daar, soos wat die Gees van God, alreeds voor die grondlegging van die aarde, daar was, en vandag nog is. Matteus 1:23 sê vir ons, kyk, die maagd sal swanger word en is seënbaar, en hulle sal hom Immanuel noem, dit is as dit vertaal word,
God met ons. Hier sien ons baie duidelik, die maagdelike geboorte. En dan sien ons Efesiërs 1:20, wat hy gewerk het in Christus toe hom uit die dood het opgewek het. En hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Hier sien ons baie duidelik dat Jesus het opgestaan. Die graf is leeg, liewe mense. Ek was in Israel gewees. Daardie plek wat veronderstel is of wat voorgegee word as synde sy graf, is leeg. Hy het opgestaan, hy leef. Dis die wat Job 19:25 vir ons baie duidelik sê. Maar ek weet, my verlosser leef. Hy leef omdat die graf leeg is, omdat hy opgevaar het. En dan sien ons in die teksvers 1 Kolossense 4 vers 16 tot 17. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Hierdie is niks anderster as 'n verwysing na die wegraping. Jesus kom verseker weer met sy heiliges en vir sy heiliges. En dan sien ons hy gaan aarde toe kom om juis op sy troon te gaan sit, die regterstoel aan die begin van die 1000-jarige vrederyk, om te vergeld die mensdom, die gelowiges wat daar gaan verskyn, en aan die einde van die 1000-jarige vrederyk gaan hy op die groot wit troon sit, soos daarna verwys word in Openbaring 20 vers 11 tot 15. Daar gaan hy op die groot wit troon sit om die ongelowiges, die ongereddes te oordeel. Jesus kom weer, verseker. Daarom is hy God. Kom ons gaan aan na die volgende afdeling toe. Kom ons gaan kyk na 'n bietjie vergelykende goed tussen die 33 en 53 vertaling, die 83 vertaling en die 2016 Bybels. Nou wil ek onmiddellik vir jou sê, daar kom volgende jaar, in 2016, kom daar 'n nuwe Bybel uit. Ek het reeds die konsep daarvan in my besit. Kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê Psalm 45 vers 7 tot 8 in die 33-53 vertaling. U troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Hoofletter U daar in rooi sien jy baie duidelik. Kyk nou net na die 83 vertaling. U troon verhewe wese, verhewe wese, staan vir altyd vas met u koninklike scepter, laat die geregtigheid geskied. U het die reg lief en haat die onreg, want verhewe wese, onder groot vreugde het u God, u tydgenote tot koning gesalf. Sien jy daar? Verhewe wese. As ek maar net dink aan Psalm 8 vers 6. Ons die mens is weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en met eer en heerlikheid gekroon. Hier word God geminimaliseer, gedegradeer tot 'n verhewe wese, tot amper die status van 'n mens. Want ons is dan nou mos, sê Psalm 8 vers 6, ook met eer en heerlikheid gekroon. Weinig gemaak, minder gemaak as 'n goddelike wese. Hier word verwys na verhewe wese, hy word bloot net gedegradeer tot die status van die mens. En dan sien ons daardie U, hoofletter U, word nou ewe skielik net verhewe wese en koning word met 'n klein lettertjie gespel. Bloot net om weg te doen met die godheid van ons koning. Kyk net wat staan daar in die nuwe 2016 Bybel. U troon, o goddelike wese, klein lettertjie G, let wel, is vir altyd en ewig die scepter van u heerskappy, is 'n billike scepter. U het geregtigheid lief en u haat goddeloosheid. Daarom, o goddelike wese, het u God u met olie van vreugde gesalf, meer as u vriende. Jy sien, liewe mens, hier word daar totaal weggedoen met ons koning se godheid. Dis als klein lettertjies U's en goddelike wese, ook met 'n klein lettertjie G, nie eens met 'n hoofletter G nie. Dan wonder ons, waarna toe is ons op pad? Dis ons 'n totale belastering van ons koning se karakter. Kyk wat staan in Psalm 110 vers 1. Die 33-53 vertaling. Die Here het tot my Here gespreek. Sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Die 83 vertaling. Die Here het vir my koning gesê, klein lettertjie K. Weereens word daar weggedoen met sy godheid. Kom sit aan my regterhand en ek sal jou vyande aan jou onderwerp. Kom ons gaan kyk na die 2016 vertaling. Die uitspraak van die Here vir my Heer is,
sit aan my regterhand totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete maak. Liewe mens, daardie Heer met 'n klein lettertjie H, dis mos nou maar net om dit vir die mensdom gelyk te stel aan die mensdom. En dit praat nie dieselfde taal nie. Jesaja 7 vers 14 is 'n baie goeie voorbeeld. Die 33:53 vertaling sê: Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem, die maagd. Die 83 vertaling praat: Die Here sal daarom self vir jou 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sal hom Immanuel noem. 'n Jong vrou? 'n Jong vrou beteken nog nie dat sy 'n maagd is nie. Kyk net hoe word daar werklik, eintlik godslasterlik teen ons koning opgetree. En dan sien ons baie interessant, die 83 vertaling van Matteus 1:23, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, die naam beteken God by ons. Jy sien Jesaja 14 waarna ons gekyk het in die 33 vertaling, word daar gepraat van 'n maagd. Die 83 vertaling praat van 'n jong vrou. Daar word geprofeteer dat daar sal 'n jong vrou wees, wat ek reeds 'n opmerking gemaak het, dit beteken nie sy is 'n maagd nie. Maar dan kom dieselfde 83 vertaling en weerspreek dit self om te verwys na die maagd sal swanger word. Mens, waar is nou die kontinuïteit? Waar is nou die eenheid? Dit spreek ons nou baie duidelik, dat dit nie dieselfde gees van God is wat daar gepraat het nie, maar dat mens, die mensdom, ingegryp het en veranderinge begin aanbring het. Lukas 2:43, die 33:53 vertaling sê, en nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly, en Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Die 83 vertaling sê, en toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die kind, let wel, kind met 'n klein lettertjie K, Jesus het in Jerusalem agtergebly, en so gaan hy aan. Die 2016 vertaling sê, na afloop van die fees het hulle teruggekeer huis toe, maar Jesus het sonder sy ouers se medewete in Jerusalem agtergebly. Nou weet ons mos nou. Josef was nie sy biologiese pa nie, hy was bloot net sy aardse pa. Hoe kan daar gepraat word van sy ouers? Die 33:53 vertaling is tog baie duidelik korrek. Josef en sy moeder. Maria was inderdaad sy moeder, want sy het vanweë die kragtadige inwerking van die Heilige Gees, het sy swanger geraak. Josef was bloot sy aardse pappa. Hoe kan daar gepraat word van sy ouers? Liewe mens, watter gedeelte tot hier toe verstaan ons nog nie? Kyk wat staan daar in 1 Timoteus 3 vers 16 in die 33 vertaling. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Kom ons kyk nou na die 83 vertaling. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is. As mens het Jesus, let wel Jesus, in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat dit reg aan sy kant is, aan die engele het hy verskyn, aan die heidene nasies is hy verkondig, in die wêreld is hy geglo, en in heerlikheid is hy opgeneem. Weereens, kyk net die sy en die hy, alles klein lettertjies, weereens, om weg te doen met die godheid van ons koning, in aansluiting by die begrip Arianisme, dat Jesus Christus is nie God nie. Die 2016 vertaling en die geheim van ons godsdienst is sonder twyfel groot. Hy is geopenbaar in 'n menslike liggaam, geregverdig, bewys deur die Gees, gesien deur engele, verkondig onder nasies, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid. Gaan maak jy maar self jou die saak uit, hoe dit rym met die 33:53 vertaling. Kyk 'n bietjie wat staan daar aan die einde van die boek van Judas in die 83 vertaling. Hierdie aanhaling kom uit die buitebybelse boek, Henog 1 vers 9. Kyk mooi wat daar staan. Hierdie aanhaling kom uit die buitebybelse boek, Henog 1 vers 9. Dit staan aan die einde van die boek van Judas in die 83 vertaling. Dit sê ons nou maar net een ding vir my. Dit is nie deur die Gees van God geïnspireer nie.
dan is ons mos nou besig om met 'n korrupte, valse, verdraaide Bybel besig te wees, as ons die 83 vertaling lees. En nou wil ek onmiddellik vir die volgende sê, daar is so baie bedienaars daar buitekant, dominee, pastore, wat glo dat hulle gaan hemel toe, hulle pad is geteer en dat hemel toe en dat die poorte van die hemel vir hulle oopstaan. Liewe mens, ek wil vir jou die volgende sê, en ek het dit reeds vroeër die opmerking gemaak. As die bronteks verkeerd is, dan gaan die resultaat ook mos verkeerd wees. En as jy jou goedkeuring daaraan geskenk het en jou assosieer daarmee, dan skenk jy mos jou goedkeuring daaraan, sê Romeine 1 vers 32. Dan verdien jy mos die dood. Hoe kan jy assosieer met 'n verkeerde Bybel? Dan vra ek net die vraag, hoeveel van die mensdom in die algemeen en dan in die besonder bedienaars gaan dalk die surprise van hulle lewe kry? Dat hulle net miskien, hulle oë aan die verkeerde kant eendag gaan oopmaak. Wat dan? Kyk net wat sê Desmond Tutu. Dit was in die media gewees. Hy self sê dat God nie 'n Christen is nie. En dat enige godsdienst toegang tot die wêreld, tot die hemele bied. Ek wil nie eens daarop uitwy nie. Dat die Bybel apartheid steun. Hy sê ook dat hy die maagdelike geboorte verwerp. Ons het mos nou juis gesien, wat sê Matteus vir ons. Liewe mens, dit is tyd dat jy en ek begin wakker word, en dat ons die waarheid ook rondom hierdie onderwerp nie net sal besef nie, maar dit regtig ter harte sal neem, en dit ons eie maak. Ek het dit goed gedink om volledigheidshalwe ook 'n bietjie gaan kyk na die Engelse Bybels, en dan in die besonder die New King James Version. Kyk net na die insetsel nou daar op die skerm. Die New King James Version. En boop staan daar counterfeit. Dis niks anders as 'n vervalsde Bybel nie. Maar meer spesifiek, kyk na die logo op daardie Bybel. Op die skerm staan die volgende: The greatest method of deception is to counterfeit. And the master of counterfeit and deception is Satan. Dit weet ons. Die maklikste manier vir Satan om die mens te mislei, skryf net 'n valse Bybel. Vervalsing. Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience sê vir ons die volgende: Symbols are important to all esoteric teachings. Met ander woorde, geheimsinnige teachings. For they contain secret wisdom accessible only to the initiated. Met ander woorde, daardie geheimsinnige teachings, daardie geheimsinnige lering, is net beskikbaar, sal net verstaan word deur diegene wat ingelyf is. Met ander woorde, wat deel is van daardie organisasie, noem dit maar wat jy wil. As ons maar dink aan die vrymeselary, daar is sekere tekens en sekere prosedures wat hulle volg, wat eie aan hulle self is, en wat net ingelyfde lede van die vrymeselary verstaan. Dis nou maar een voorbeeld, daar is legio voorbeelde. As jy 'n satanis is, het hulle eie rituele en dies meer. Daarom is hierdie woord so baie duidelik. Daar is sekere simbole toegeken en toegeëien deur sekere organisasies, net vir hulle self en wat net hulle self verstaan. Nou kyk nou net wat sê Dr. Kathy Burns vir ons in haar boek oor Masonic and Occult Symbols Illustrated. Sy sê something that stands for or suggests something else by reason of relationship, association, convention or accidental resemblance, especially a visible sign of something invisible. This is important to know because when we see a symbol, we know that there is a meaning behind what is actually being shown, since a symbol is a visible sign of something invisible. Hier sien ons, wat is 'n simbool? Dis iets wat jy sien van iets onsigbaar. Daar's 'n mening, agter 'n mening, agter 'n mening, agter 'n mening. Dis wat jy en ek moet verstaan. Daar's so baie tekens wat ek en jy dalk miskien net verbykyk en ons dink dis alright. Dis nie hoe dit werk nie, liewe mens. Daar is verseker 'n demoniese betekening, as ek dit so kan uitdruk.
En ek kan vir jou legio tekens gee. Daarom moet jy en ek bedag wees en vooropgestel wees oor sekere van hierdie tekens. En dan sien ons op die voorkant van daardie aanvanklike Bybel, die triquetra, is niks anderster as ook 'n simbool. En ek wil amper sê in aanhalingstekens 'n demoniese simbool. Kyk mooi daar op die skerm. Hoe lyk dit nou? Daardie is 'n simbool, maar kom ons gaan kyk net bietjie. As jy nou mooi kyk na die volgende insetsel daar op die skerm. As jy daardie triquetra opbreek, dan is dit niks anderster as 3 sesse nie. En dis niks anderster as die teken van die anti-kris, die 666. Thomas Nelson Publishers, wat ook die New King James gepubliseer het, sê natuurlik, en hulle probeer daardeur die mensdom mislei, hulle sê aan die binnekant van die New King James Bible, is an ancient symbol for the Trinity. Hulle sê die triquetra is maar net 'n antieke simbool vir die goddelike drie-eenheid. En so mislei hulle die mense, omdat jy en ek en die deursnee mens nie bewus is van die bestaan van hierdie simbole nie. En ons aanvaar dit, maar dis maar reg. Mense, ek kan vir jou legio simbole illustreer. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag, wat so 'n ander betekenis het, 'n demoniese betekenis, 'n okkultiese betekenis, en baie keer ook 'n sataniese betekenis. Handelinge 17:29 is tog baie duidelik. Daar staan, as ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie. Jy sien, ons kan nie op die Bybel maar ons eie logos gaan uitkerf en dink dit is maar goed so nie. Hier is die vermaning en die opdrag baie duidelik. Dit is net nie gelyk aan dit wat God vir jou en vir my instoor het nie. Kyk na die volgende insetsel op die skerm. Holy Bible, en dan sien ons daar die draak. Dis niks anders as 'n draak daardie nie. Wie is die draak? Openbaring is baie duidelik. Dis Satan homself. Nou hoe vereenselwig ons die draak en kyk wat staan daarbo, Holy Bible, die heilige Bybel. Dit kan ons net nooit werk nie. En kyk wat staan onder dit, New King James Version. Dit is die nuwe King James Version, 'n New Age Bible Version. Inderdaad, 'n nuwe wêreldorde. Alles wat bevorder na die eindresultaat as synde een wêreld godsdienstsysteem. Kyk wat staan daar op die skerm, lees saam met my. The New Age movement's expressed goal of infiltrating the evangelical church and gradually changing the Bible to conform to its one world religion is evident in the current New Age Bible versions. Their words and doctrines prepare the apostate church of these last days to accept the Antichrist, his mark, image, and religion. Lucifer worship, the emerging new Christianity, with its substitution of riches for righteousness, a crown for a cross, and an imitation for a new creation, is shown to be a direct result of the wording in new versions. The Greek manuscripts, critical editions, lexicons, and dictionaries behind the new versions are occult in origin, content, and yet unreleased material, a blueprint for the Antichrist one world religion and government. En ek het al hoeveel keer daarna verwys. Dis so okkulties geïnfiltreer. Hierdie nuwe vertalings, hierdie New Age Bibles, hierdie Bybels wat op die valse brontekste gebaseer is, op die Nestle Alandte, op die Textus Vaticanus. En die mens is onkundig, omdat ons dit nie weet nie. Dis die wat op Hosea 4 vers 6 sê. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Liewe mens, wil jy regtig daardie kans waag? Jesaja 5 vers 13. Jesaja 5 vers 13. My volk gaan in ballingskap, ons word blootheid in kettinge weggevoer, weens 'n gebrek aan kennis. Liewe mens, dis tyd dat jy en ek begin wakker word, en die waarheid ook rondom hierdie so belangrike onderwerp verstaan. Die volgende insetsel, the very same symbol, daardie triquetra,
with a circle. Met ander woorde, hy het 'n sirkel rondom. Is displayed by the rock group Led Zeppelin. Members of a Led Zeppelin rock group are deeply involved in Satanism and the occult. Guitarist Jimmy Page, so consumed with Satanism, actually purchased Satanist Aleister Crowley's mansion. Wat meer kan ek daarop sê? The Triquetra is also the logo for the rap metal band POD. In their book by former Satanist Bill and Sharon Schoenleven, Blood on the Doorpost, they write on page 150 that the Triquetra logo is a disguised, interlocked trio of sixes, symbols of the Antichrist. It is commonly used in Catholic liturgical iconography and has recently found the way into the logo of a New King James Version. En dit het ons sopas gesien. Daar die eerste insetsel van hierdie afdeling, waar die logo, die Triquetra, reeds op die New King James Version aangebring is. Kom ons dan kyk net na 'n paar teksverse. Die woord hel is 23 keer verwyder uit die New King James Version en is vervang met die woord Hades of Sheol. Nou Webster's New Dictionary sê die volgende: Hades beteken the underground abode of a dead in Greek mythology. Abode, met ander woorde, die ondergrondse woning van die dooies in Griekse metodologie. Nou daai ene verstaan ek nou glad nie, want jy sien, as ek Lukas 16 lees van die ryk man en Lazarus, toe die ryk man sy oë oopmaak, was hy onmiddellik in smarte. Hy was alreeds, na my mening en my verstaan van die Bybel, in die hel gewees. Hoekom? Moet daar nou eers 'n ondergrondse woning wees, waar hierdie mense wat hel toe gaan, eers in 'n plek gaan lê van rus. Dit is niks anderster as die Rooms-Katolieke vaevier. En dit het tot inhoud dat jy lê eers daar in 'n tydperk na jou afsterwe, in die vaevier, sodat jou siel deur pyniging en reiniging gereinig kan word, sodat jy daarna hemel toe kan gaan. Dis nie wat ek in my Bybel lees nie, liewe mens. Funk and Wagnall's dictionary sê, Hades beteken in Greek mythology, the brother of Zeus, god of the underworld, identified with the Greek and Roman Pluto, god of the underworld. Nou hoe kan ons dit nou bymekaar bring met die woord hel? Ek bedoel, die woord hel is tog so duidelik. Watter gedeelte verstaan ons dit nie? Die King James Version sê Matteus 16:8, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Die New King James praat van Hades, daar sien ons dit op die skerm, ek gaan nie eers die teksvers lees nie, maar die woord Hades, ons het ons al reeds gesien, daardie abode, daardie woning, wat in die ondergrond, onderwêreld gemaak word. Ons lees dat die woord hel is ook verwyder uit die Ou Testament in die volgende verse, 2 Samuel 22 vers 6, Job 11 vers 8, Psalm 16 vers 10, Psalm 18 vers 5, Psalm 86 vers 13, Psalm 116 vers 3, Jesaja 5:14, 14:5, Jesaja 28:15 en 18, Jesaja 57:9, asook Jona 2 vers 2, en die woord hel is 62 keer verwyder uit die Nuwe Testament en vervang met die woord Hades of Sheol. En dan sien ons interessant, 1 Korintiërs 15:55, die King James Version sê, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Die New King James, weer eens, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Onthou net, die woord Hades is nou veronderstel om te beteken hel. Met ander woorde, as ons terugvat na die King James toe, O hel, where is your victory? Ergens is daar 'n mistasting, ergens word die mens mislei. Kom ons gaan dan na die volgende woord en dis interessant. Repent word 44 keer verwyder in die New King James en vervang met relent, om te soeg. Dis nou die vertaling daarvan, om te soeg of remorseful. Daar is mos 'n totaal ander betekenis aan die woord repent, is juis om jou te bekeer, om weg te draai van sonde. Nou sê daar die nuwe King James,
Nee, ons moet net soeg, ons moet net relent. Repentance and met irrevocable, met onkeerbaar. Die twee praat net nie met mekaar nie, totaal verskillende betekenisse. Dan sien ons hierdie volgende interessante woord. The word devils is not in the New King James Version. It is replaced with demon. This Theosophical Dictionary describes demon as it has a meaning identical with that of God, angel or genius. Nou wil ek graag vir julle die volgende vraag. Nou word 'n demon verhoog na die status van God met 'n klein lettertjie of na 'n engel. Dit is mos totaal 'n misleiding en 'n verdraaiing van die woord van God. En dan seker een van die interessante teksverse, Romeine 6:22. But now been made free from sin and become servants of God. Ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. In die nuwe King James word daar gepraat van slaves. Daardie woord servants, diensknegte, word verander na slaves toe, slawe. Daarteen lees ek in my Bybel, in die 33:53 vertaling. In Johannes 8 vers 36, If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. En so ook in die ou King James. Met ander woorde, ons is nie slawe nie, ons is diensknegte, omdat ons inderdaad vry is, wanneer die Seun van God ons vry maak. Net vir interessantheid, dis net interessant, en kyk daar op die skerm, die paus het vir J.K. Rowling gevra om die Bybel te herskryf. Nou kyk, wie is J.K. Rowling as jy dalk nie weet nie. The latest PR coup for Pope Francis has seen him hire famous and revered children's author J.K. Rowling to rewrite the Bible. It is hoped by the author, most famous for her Harry Potter series, can make it more accessible and believable for a new generation of Catholics and Christians. Nou wil ek onmiddellik vir die volgende opmerking maak. Ons weet dat die Harry Potter boeke is uit die put van die hel uit. Nou kom J.K. Rowling en sy gaan dit herskryf. Maar meer so, kyk wat staan daar, it more accessible and believable. Liewe mens, wat 'n gedeelte van die woord is nie vir ons geloofwaardig as ons kyk na die 33:53 vertaling. Maar dis juis omdat dit verander is en soveel weglatings dat dit meer believable gemaak moet word. Liewe mens, dit is Satan op sy beste besig om die mens te mislei. Dan gaan haar woordvoerder voort en hy sê, the sales of a Jesus Christ figure have dropped by over 200% in the last 10 years. We are in need of new compelling and toy-friendly characters, like the dinosaur in Toy Story. A source close to the Pope told WWN. Our revenue streams are shrinking, so the more Hollywood-esque the better, the source concluded. Ek het nie nodig om daaroor uit te wy nie. En daar op die skerm staan, waarom soveel Bybelvertalings? Hierdie is het ek geneem uit 'n boek uit wat 'n bekende professor in hierdie land geskryf het. En hy skryf op bladsy 126 die volgende: dat met die groot aantal verskillende Bybelvertalings 'n mens na jou eie behoeftes gaan kyk en dan 'n vertaling kan kies wat by jou pas. As jy die woord net lekker wil lees, is die boodskap die regte keuse vir jou. Of selfs die nuwe vertaling of die 83 vertaling. Dan gaan hy voort op bladsy 150, dat mense graag die Bybel in 'n lekker, gemaklike, leesbare taal wil lees. Hulle wil nie die hele tyd wonder of sukkel as hulle die Bybel lees nie. Liewe mens, waaroor gaan dit in die Bybel? Sê 1 Korintiërs 10 vers 31 nie vir ons. Of jy eet en of jy drink, of enigiets wat jy doen, doen dit tot verheerliking van God. Moet jy en ek uit die perspektief van die mens nie ons koning verheerlik nie. Dis wat jy en ek hier op aarde moet doen. Maar waaroor gaan hierdie twee insetsels? Hier wil ons net die mens verheerlik. Dis mos godslasterlik. Ons kan mos nie daardie weg volg nie. Dis nie wat ek in my Bybel lees en bo dit alles. Dis onbybels as ek dit dan so kan uitdruk. Ek het gekom aan die einde van hierdie lering en ek wil regtig by jou pleit. Moenie met my hieroor verskil nie.
As jy 'n probleem het met wat ek vir jou gesê het en met jou gedeel het in hierdie lering, wil ek vir jou vra dat jy bidend dit voor die Here sal gaan uitklaar. Kom ons sluit af met 'n gebed. Almagtige Here, Hemelse Vader, baie dankie dat U self gespreek het vandag. En dis die gebed van my hart dat U self die naprediker van hierdie lering sal wees, dat U self op elkeen se hart sal gaan skryf dit wat U wil skryf. Want dit wat U sal skryf is die waarheid. Here, maar dan is U woord ook duidelik. Johannes 16:8 sê vir ons dat die Gees van God, die Heilige Gees, sal ons oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dat U self elke persoon wat hierna kyk en luister, sal oortuig van die waarheid. U geregtigheid, U manier van doen. Dit vra ons in die magtige naam van Jesus Christus, die